Goeiedag, ons bestudeer die week gedeelte of Parasha 25 saam die afgelope tyd en die getal 25 is 'n simbool van genade. Genade op genade. Want 5 is genade en 5 maal 5 gee jou 25. Daarom simboliseer 25 genade op genade. Johannes 1 vers 15 tot 16. Johannes die doper getuig van Yeshua en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Ons sien dan ook in Numeri 8 vers 24, dat die Lewiete hulle diens in die tabernakel op die ouderdom van 25 begin het. So 25 kan geassosieer word met volwassenheid, gereedheid, vir bediening en dan geestelike diens. Dan in Esegiel 40 vers 1 ontvang Esegiel 'n visioen van die herstelde tempel in die 25ste jaar van die ballingskap en daarom kan die nommer 25 ook verbind word met hernuwing, herstel en hoop. So dis die 25ste gedeelte of parasha wat genoem word Tsav. Die gedeelte Tsav in die Torah is van Levitikus 6 vers 8 tot Levitikus 8 vers 32 en in Levitikus 6 vers 9 sê Abba Vader vir Moses, gee bevel aan Aaron en sy seuns. Nou bevel in Hebreëus is die woordjie Tsav. Die woordjie Tsav hou verwant met die woordjie mitzwa wat beteken instruksie of riglyne. Die woord mitzwa se meervoud is mitzvot, wat ook afgelei is van die woord tsav of tsava en beteken instruksie of opdragte en dis die riglyne vir 'n Shema leefstyl. Heer, listen en obey leefstyl. Gedeelte of parasha Tsav is 'n voorsetting van gedeelte of parasha 24 Vayikra wat ons geleer het, wat hierdie toenadering tot Abba Vader se protokolle en instruksies is. So Abba Vader leer ons in gedeelte Tsav meer oor die voorwaardes wat daarmee gepaard gaan, hoe om hom te nader. En die eerste instruksie wat die priesters ontvang het was om die as van die altaar te verwyder en skoon te maak. Te veel as maak die vuur dood, nê. Nou die woordjie Tsav bestaan uit 2 Hebreëse letters, naamlik Tsadi en die Wav. En ons weet elke letter het 'n prentjie en as ons die letter se prentjie, al hierdie letter van Tsav se prentjies bymekaar sit, kom ons kyk wat skilder Abba Vader vir ons. Kyk ons na die eerste letter Tsadi, dan sien ons dis 'n piktogram prentjie van 'n persoon wat op sy sy lê. En hierdie prentjie simboliseer nederigheid, onderwerping en afhanklikheid in Abba Vader. Daar is ook verskeie voorbeelde van mense in die woord wat fisies voor Abba Vader neerval as teken van hulle afhanklikheid en onderwerping aan hom. Soos byvoorbeeld Abraham, Joshua, Elia en Esegiel. Dan het elke letter 'n numeriese waarde en Tsadi het 'n numeriese waarde van 90. Hierdie getal verwys simbolies na 'n tydperk van geestelike volwassenheid en afhanklikheid, soos gesien in die lewe van Sara wat op 90 'n kind sou baar. Abraham en Sara, net soos ons, moet leer om volkome op Abba Vader te vertrou, en dis waarvan Hebreërs 11 ook praat, Sara het gegroei in geloof. Dan is die letter Tsadi ook 'n woord in Hebreëus. Die woord Tsadi hou verwant aan tzadik, wat regverdig of regverdigheid beteken. Dit hou ook verband met 'n lewe van nederigheid en afhanklikheid in Abba Vader. En 'n voorbeeld hiervan is Noag, 'n regverdige man. En Abraham, wat met 'n nederige hart voor Abba Vader neergeval en neergebuig het. Dan sien ons ook die eerste keer wat die letter Tsadi in die Bybel voorkom, is in Genesis 1 vers 1, in die woord Eretz, wat beteken aarde. Die woord Eretz bestaan uit 'n alef, Abba Vader self, ons weet dis daardie os wat Abba Vader verteenwoordig, Resh wat 'n prentjie is van 'n hoofleier, en Tsadi wat hierdie afhanklikheid is, wat simboliseer dat die aarde ontwerp is om in afhanklikheid van Abba Vader te leef, met Yeshua, die leier of as middelpunt. So die kernboodskap van die letter Tsadi is om in nederigheid en afhanklikheid voor Abba Vader te buig en te leef. Regverdigheid is nie iets wat mens oornag bereik nie, maar kom uit 'n hart wat buig voor Jotewawei en hom as enigste bron van voorsiening erken op hierdie pad van heiligmaking. Dan die tweede letter van Tsav is die letter Wav.
Die piktogram prentjie van Waaf is 'n spyker of 'n tentpen. En dit simboliseer verbinding, iets wat twee dinge aan mekaar vassit of verbind, soos wat die tabernakel verbind was, met 'n tentpen. So in die woord se konteks verbind dit Abba Vader en die mens, hierdie Waaf, dis Abba Vader en die mens en ook hemel wat aarde toe kom. Waaf se numeriese waarde is 6. In Genesis sien ons dat die mens op die 6de dag geskep is. So die numeriese waarde gee vir ons die idee dat dit gaan oor die mens. Maar ons het ook die prentjie van die spyker wat ons lei om die prentjie te sien, die prys wat vir die mens betaal is, vir ons betaal is. So hoor gaga, 'n mens wat vasgespyker, 'n koning wat 'n mens word, wat vasgespyker is aan 'n houtkruis sodat Vader 'n mens kan verbind. Waaf kom die eerste keer voor in Genesis 1 vers 1 in die 6de woord, ve'et. En hier verbind dit hemel en aarde, simbolies van die verbond wat Abba Vader beplan het tussen sy skepping en homself, later vervul deur Yeshua. Die kernboodskap van die Waaf is Abba Vader se voorsiening van 'n weg na hom toe. Vanaf die skepping self tot by die kruisiging van Yeshua het Abba Vader 'n weg gemaak om 'n verhouding met sy kinders te hê. En dit wys ons dat Abba Vader 'n intentionele plan het vir voorsiening en verhouding met die mens van die begin af. So in kort, as ons dit alles saam sit en kyk na die prentjie wat Abba Vader vir ons skets in die woordjie tsaaf, gee Abba Vader 'n bevel, want dis wat dit beteken, hoe om hom te nader in hierdie week se gedeelte. En dit is genade op genade. Yeshua het die prys betaal. Hy is met spykers vasgeslaan aan die houtkruis om die weg tussen Abba Vader en ons te herstel, want hy is die weg, Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Abba Vader, soos ons hom nader en in sy teenwoordigheid kom, is ons heilig en afgesonder van sonde, en dis hier waar ons gereed word om sy klankbord of instrument te wees, om ander te bedien met liefde soos Yeshua, wat hernuwing, herstel en hoop bring in die wie gebroken is. Dit gebeur net in totale nederigheid, onderwerping en afhanklikheid van Abba Vader. En dis nog altyd Abba Vader se intentionele plan vir voorsiening en 'n verhouding met hom van die begin af. En daarom sê 1 Petrus 2 vers 9 ook, hy roep ons uit die duisternis na die lig, om te verkondig van die duisternis van die lig. Hy roep ons as 'n heilige priesterdom om te verkondig dat ons van die duisternis na die lig toe geroep is, en daarom is ons 'n heilige priesterdom. En daarom ook in hierdie week se gedeelte waar daar staan, Abba Vader roep ons om heilig te wees, afgesonder van sonde, heilig soos wat hy heilig is. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord, dankie vir die amazing prentjies wat U vir ons teken, dankie vir die prys wat Yeshua betaal het, en dankie vir die boodskap hierin, dat U ons roep as 'n heilige priesterdom, om afgesonder te wees, om gereed te wees, om nederig en humble te wees voor U, om so ook U hande en U voete te wees in 'n wêreld wat U brood nodig het, Yeshua. Dankie vir die woord, dankie vir die liefde. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Jotevawei. Amen. Shalom.